van die Here. Nou daar agter in die kerk is daar 2 seentjies. Hulle is nie stout nie. Hulle is bietjie woelig. Maar weet jy wat? As dit jou pla, dan sit jy vorentoe in die kerk, dat hulle jou nie pla nie. Laat hulle hier in die kerk woelig wees, as wat hulle daar buitekant vir die wêreld woelig is. En as jy dink hulle is stout, hulle speel met die gemeente se kinders hoor. Dis waar hulle stoutigheid leer. Maar los hulle, laat hulle. Enige kind in die kerk, moenie dat 'n kind jou pla nie. As 'n kind jou pla, wat jy maak is, dan skuif jy vorentoe dat hulle jou nie pla nie. Is dit reg so? Prys die naam van die Here. Nou, van daai seentjies gepraat, ek het nou iets geleer by hulle. Ek hou hulle dop. Nou, ons is baie daar bevoorreg dat die 2 saam by ons huis is. En dan sal ouma vir hulle, as hulle klaar gestimuleer is en hulle het gespeel en alles, dan sit sy vir hulle 'n storie op. Nou, een van die stories is die een van die 3 varkies. En nie sal my nie glo nie, maar die 3 varkies se storie het eintlik geleer in die Bybel. Come on. Dink 'n bietjie daaroor. Dit kom uit die Bybel uit eintlik, die storie van die 3 varkies. En die wolf het geloop, en dan sit hulle dan blaas hulle saam met wolf om die huis om te blaas. Nou kan dit op hulle leef hulle in hierdie storie. Maar dit kom eintlik maar in die woord van God. En as ons kyk daar na Matteus 7, kyk wat sê die skrif, en nou gaan jy verstaan wat ek gesê het. Elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister, en dit doen, hom sal ek, hoofletter E, Jesus, vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots bou. Die rots waarvan daar gepraat word, is Jesus. Hy is die rots waarop ons moet bou. En nou by baie geleenthede, as ek byvoorbeeld mense trou, dan gebruik ek hierdie skrif, dat hulle huwelik moet bou op die rots Jesus. En nou sê hy, as jy na hierdie woorde luister, is jy 'n verstandige man, en dan in die volgende versie. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die wind het gewaai, en teen hierdie huis, daardie huis, aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fundament was waar? Op Jesus. En nou kan ek vanmôre vir jou sê, jy sal hoegenaamd nie gevrywaar wees van storms in jou lewe nie. Jy as kind van God weet verseker, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit al hierdie teëspoede red die Here jou uit. So teëspoede gaan jy hê, moeilike tye gaan jy hê, slegte tye gaan jy hê, en dit gaan na jou toe kom. Maar as jy op die rots Jesus gebou is, dan gaan jy vas staan, dan is jy 'n verstandige man. En die volgende versie sê so mooi, en elkeen wat na hierdie woorde van my, weer Jesus luister, en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het. So hy is nie op Jesus gebou nie. 27ste versie sê weer so mooi, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. As jy nie op die rots Jesus is nie, kan ek jou verseker, jou val gaan groot wees. As jy kyk na hierdie kerk, hierdie is 'n staalpilaar wat nou mooi toegemaak is. En sonder hierdie staalpilaar wat hou, gaan hierdie gebou definitief nie hou nie. Die eerste ordentlike winde, soos wat ons hom nou gesien, waai het hier in Augustus. Hy het al ordentlik by my gewaai, ek weet nie daar van julle nie. Nou praat ek van die fisiese winde daar buitekant. En selfs geestelik, die winde geestelik is besig om te waai. Want die duiwel weet, sy tyd is min, want daar's 'n lente tyd wat besig is om vir ons nader te kom. Daar's 'n lente tyd wat vir elkeen van ons aanbreek. So die winde is besig om te verander. Maar die struktuur moet daar wees. En my liggaam het ook 'n struktuur. En die struktuur van my liggaam is my skelet.
En die skelet, wat maak hy? Hy voorsien weer bloed. Jy het dit geweet. Come on, wie het geweet? As ouma het geweet. Alright, so, sonder my skelet is ek uit posisie uit. Ek is nie regop nie, dinge werk nie, en dinge kom nie by mekaar nie. Daar is sekere lande in die wêreld, as hulle skuilings bou teen, Engelsman praat van hurricanes, as hulle skuiling bou teen slegte winde wat opsteek, voornamlik die kusgebiede, dan is hulle verplig om met 'n hamer en 'n spyker vas te slaan. Daar is 'n makliker manier as hamer en spyker, maar dit is nie die beste manier nie. Ek weet toe ons hier agter, daar waar broer Tom hulle wegkry, daai planke daar agter het ons vasgesit met, die Engelse praat van 'n airgun, 'n spykergeweer. En as ons moes gestaan het met 'n skroewedraaier of met 'n hamer en spykers, dan sou ons nou nog gestaan het. Maar as jy daai hamer en spyker kom, dan sê hy toef, 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 vas as die plank. Toef, 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 vas as die plank. En nou is al hierdie lande wat sê, as jy 'n skuiling soek, bly weg van 'n spykergeweer. Want as die assuransie moet uitbetaal en hulle 'n spykergeweer gebruik en jou huis is soos jakkals en wolfse omgeblaas, dan gaan dit wees dat daar definitief geen skuiling vir jou sal wees nie. Prys die Here. Hy kan maar kom, is nie 'n probleem nie. Die winde gaan waai. Die winde gaan in jou lewe waai. En die winde waai reeds in jou lewe. En nou wil ek vir jou sê, spyker, met 'n spykergeweer, gaan jy dit nie weerstaan nie. Op die rots Jesus. Wie Jesus het vir ons die weg aangebaan. Dit was op die kruis van Golgotha. Dit was nie met 'n spykergeweer nie, maar dit was met 6 drempspykers en 'n hamer. Wat hy gesê het, hierop gaan ek my kerk bou, met 'n hamer en 'n spyker. En ek wil vanoggend van u bemoedig deur te sê, 'n hamer en 'n spyker is wat nodig is, nie 'n toef spykergeweer wat gaan hou nie. Kerke wat begin met 'n spykergeweer, julle gaan nie hou nie. Ek kan nou al vir julle voorspel, dit gaan nie paart nie. Maar as julle moet die hamer en die spykers van Jesus julle kerk begin, gaan julle groei na 'n magtige kerk. So dis belangrik dat hamer en spyker gebruik word in jou eie lewe, my liewe vriend. Moet die hamer en die spyker uitgetrek word, Jesus. En ons moet hierdie spykergeweer eenkant sit. Wat my wel kwaal, is die feit dat ons met 'n hamer en spyker godsdienst besig is. En nou moet jy my reg verstaan in wat ek vanoggend sê. Is 'n quick fix. Vinnig. Toef, 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 toef. My gebedslewe is toef, 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 toef. En nou het ek klaar gebid. Ek het vinnig 'n 10 minute in die teenwoordigheid van die Here spandeer. Vinnig. Spykergeweertjie. En nou verwag jy dat jou huwelik gaan vasstaan. Jy verwag dat dit moet goed gaan in jou finansies. Jy verwag dat dit moet goed gaan by jou werk. Jy verwag dit moet goed gaan in jou besigheid. Maar die kruis, die hamer en die spykers was net 'n getoef, toef, toef, toef. Die tyd wat ek in die teenwoordigheid van die Here spandeer, is net 'n toef, 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 toef. En nou verwag ek, as die winde kom, dat ek moet staande bly. Wat se winde gaan kom? Charlie, daar gaan verseker iemand wees, wat winde in jou huwelik gaan inbring, sê, iemand gaan met daar kom lol. Hoor wat ek sê, want die winde gebeur. Die wêreld is daar buite om winde oor jou te bring. En as jy nie vas staan in die Here, en jy staan geanker in Jesus, en jy is met spykers en 'n hamer vas nie, gaan dit nie gebeur nie. Gaan jy nie vas staan nie. Vanoggend wil ek vir jou sê, los die
godsdiens en kom na die egtheid van Jesus toe. Kom na sy grootheid toe. Kom na sy genade toe met 'n spyker en 'n hamer, die kruis Jesus self. Maak hom die rots waarop jy jou huwelik bou. Maak hom die rots. Noag het nie 'n doef geweertjie gehad toe hy die ark gebou het nie. Dit het hom 120 jaar gevat om die ark klaar te bou. En vir 120 jaar het hy met 'n hamer en 'n spyker gestaan en hy het sy ark gebou. En vir 120 jaar was hy die grootste bespotting in die dorp gewees. Kyk vrou Noag, waarmee is hy besig? Ons het al 'n droogte, hier gebeur niks. Hier gebeur niks. En nou is hy besig om met 'n hamer en 'n spyker. Maar toe die reën val, en die eerste druppels begin val, toe begin hulle te skree, Noag, maak oop. Noag, maak oop. Wat het Noag gevrywaar van die storms wat vir 40 dae gewoed het? Die hamer, die spyker. Maar hy het geluister na wat die Here vir hom gesê het. Geluister, Noag, bou 'n ark, en Jesus het vir hom die afmetings gegee, gesê so, en die diere moet 2 moet instap. Halleluja. So grappie wat die ouens altyd sê, wie was die laaste een wat ingegaan het? Dan sê hulle, dit was die donkie gewees. Want toe Noag gesê, kom in, toe sê die donkie, nee, kuier eers bietjie. Donkie, kom in, nee, is lekker hier in die veld. En toe donkie sien, dat die dier oplig, en hy sien hy gaan agterbly, toe begin hy te skree, Noag, dit is 'n donkie en hy hardloop en hy maak het. Ek wil jou vanoggend sê, my liewe vriend, maak seker, die hamer en die spyker is teenwoordig in jou lewe. Nou die ouens wat Noag gespot het, is uitgedelg. Hulle is vernietig. Wat sê ek vanmôre vir jou? Los die doef godsdiens. Jy sien, Jesus help jou om werk te kry. Dan kom jy kom nie as bid toe, dan bid jy sê, Here, ek moet werk kry. En dan bid ons saam, en dan doef gebedjie, en dan luister die Here na daai doef gebedjie. En dan volgende Dinsdag is hy in die bid hier, dan getuig hy, die Here het vir my werk gegee. Die Here is so groot. En dan net so 2 weke later, dan sien ek, dat hierdie ou se lewe is met doef aan mekaar gesit. Want nou is hy nie meer by die bid hier nie. En nou moet ek en my vrou, ons het jou gemis. Jou plekkie was leeg. Is daar fout by julle? Nie om op jou te check nie, my liewe vriend, maar om seker te maak, het gaan goed met jou, dat jy geestelik in 'n goeie toestand is, dat het goed gaan met jou. Is van die jong mense wat na my toe kom en sê, hulle kerksdiens is soos breiwerk. Knit one, slip one, knit one, slip one. Halleluja. My liewe vriend, as jy nie gedoef is nie, dan gaan jy vasstaan. En die stormwinde het gekom. Reën het geval en die waterstrome het gekom. En die wind het gewaai en in daardie huis aangestroom en dit het geval. En sy val was groot. Daai laaste gedeelte. En sy val was groot. Ek kan jou verseker, as jy nie met hamer en spyker Jesus aan mekaar is nie, en jy nie op die rots Jesus gebou is nie, dan kan jy nou maar vanoggend daai laaste gedeelte deel van jou lewe maak. En sy val was groot. Vir 'n oomblik vat sy weg. En jy hoef dit nie hardop te sê nie. Dan sit jy gou jou eie naam daarin. Come on. As die stormwinde kom,
gebeur, dan word daar gesê, dis die Here se skuld. Hoekom het die Here hierdie goed toegelaat in my lewe? Hoekom gebeur dit? Hoekom is my kinders in so 'n toestand? Hoekom is my finansies in so 'n toestand? Hoekom luister die Here nie na my nie? Hoekom? Want jy is besig met 'n toef godsdiens en jy soek nie die egtheid en die volheid van die Here nie. En nou kan die val groot wees, maar ek wil jou bemoedig, soos die 24ste versie sê, bou hom op die rots, soos 'n selfstandige persoon, met ander woorde, 'n slim mens, en elkeen dan wat hierdie woorde na my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou. Waar het jy jou huis gebou? Op dryfsand? Doef jou eind kan laast. Jou huwelik gaan nie hou nie. Dis tyd om te sê, ek gaan terug na die hamer en die spyker, die kruis van Jesus toe. Ek gaan vanmôre weer priesterskap van my huis vat. Ek gaan opstaan as priester van hierdie huis en ek gaan die pad aanwys vir my gesin en hulle sal volg. Jy sit met 'n doef godsdiens. En dit is tyd vanmôre om die spykergeweer eenkant te sit. Dis ek soek die egtheid van Jesus. Ek soek daai hamer en daai spyker. U wat die prys betaal het op Golgotha, die struktuur van die kerk. Die hamer en die spyker. Ek verlang na dit. Ek soek daai grootheid terug in my lewe. Ek soek die volheid terug in my lewe, want ek wil nie met 'n dwaase vergelyk word nie, maar ek wil eerder as 'n verstandige vergelyk word. My liewe vriend, waar is jy vanmôre? Is jy besig met doef godsdiens? En dit wat die kerk vir jou kan bied, dit is 'n doef godsdiens. Wat jy vir die kerk kan bied, dit is hamer en spyker. As jy kerk toe kom, net omdat jy forceer was om hier te wees, omdat mamma en pappa sê jy moet hier wees, net om te kyk wat ek dalk by die kerk kan kry, wil ek vir jou sê, jy sit met 'n spykergeweer in die hand. Dis tyd om hy spykergeweer eenkant te sit en te sê, ek soek die volheid, ek soek die egtheid van Jesus. Ek luister na mense en ek luister graag na mense, die manier hoe hulle praat, die manier hoe hulle optree, die manier wat hulle handel en wandel is, dan sê ek, die mense is besig met spykergewere. Hulle het nog nie by die hamer en die spyker uitgekom nie. Ons kan die mees goddelikste diens hê. Nou voordat as jy net by die hek uit en op pad nog nie onder die stopstraat toe, het jy al klaar 'n skrap met jou vrou opgetel. Dan noem ek nie eens dat jy al die kinders gevloek het nie. Come on. Glo my, dit gebeur. Dankie Andries. Dit is so. Hoekom? Want ons is besig met airguns, spykergeweertjies. En party van hierdie spykergewere werk op 'n gassilinder. Die gassilinder moet vol wees, sodat 'n gas hierdie spyker kan inskiet. En nou loop jy ons met airguns, spykergewere, dan selfs hulle gas klaar. Dan kan hulle nie eens meer die spykers inkry nie, want die gas is klaar. Toe ons daai goeie staaf vasslaan en die gas klaar was, dan kan 'n mens nie voortgaan nie. En so gebeur dit. Dat jy moet gas ook hê. Maar jy moet wegbreek. Jy moet armpower gebruik. Jy moet Jesus gebruik. Hamer en 'n spyker. Ek sien so hier en daar oggies wat toe is. Ouens wat vroegoggend 3 keer gekyk het. Maar dan is daar ouens wat ek dophou, wat met groot oë sit, wat sê, is eintlik vir my. Is eintlik vir my. Hierdie is eintlik vir my. Is tyd dat ek my lewe omdraai. Is tyd dat ek klaar kry met 'n doef godsdiens. Is tyd dat ek klaar kry en die volheid van die Here soek. Ek dink jy verstaan vanmôre die woord, om
die volheid en die egtheid van die Here te soek. Sy grootheid te soek. As jy vanmôre voel, is tyd om die spykergeweer eenkant te sit. Dis tyd om in die volheid van die Here in te beweeg. Met 'n hamer en spyker, Jesus se volheid te soek en te bou op die rots. As jy voel, jy het weggedwaal. Jy voel, dis nodig vir die egtheid van die struktuur, dan wil ek vir jou vra, ek gaan nou bid. En as jy by die gebed ingesluit wil wees, is jy welkom om op jou voete te staan. Kom ons bid saam.